Ek wil net gou voor ek begin met vanoggend se boodskap net gou eers endorse wat Gerard nou gelees het van die onkruid. Geliefdes, dit is so waar toe hy dit sê, ek wil dit net weer bevestig en dankie vir 'n powerful boodskap vanoggend. Die enigste onkruid wat ons kan uitruk is 'n klok wat jou pla die hele dag. Maar in elk geval daai onkruid gaan ons kyk, ek het nog altyd gesê, maar ons gaan dit nou nie op die video sit nie, maar ons sal vir julle beloning gee, diegene wat hom kan afskiet. So daar is 'n beloning uitgeloot, maar niemand was nog dapper genoeg om dit te doen nie. Maar in elk geval ja, die klokkie langs aan. So in elk geval, maar toe maar los dit nou daar. Is dit? Dit bring vir my huil weer. Ek huil alweer. Maar in elk geval, maar dankie. Ja, maar net om nou terug te kom na Gerard se boodskap is om wat die Here gesê het, moenie te vinnig die onkruid probeer uithaal nie, want die onkruid en dan staan ons die kans om die goeie saad ook uit te haal. Nou wie van julle dink ons kan weer ander dag bietjie 'n boodskap bring oor die onkruid? Okay. Goed, maar in elk geval, okay, ons sal dit ander dag weer bring, maar veral, ek wil net weer sê dat so baie keer kan ons as gelowiges, en ou sien jy dit nie genoeg, amper sê ek het ou nie al oorlopends toe naar van dit op Facebook, wat almal net die negatiewe, die een is van die duiwel, daai een is van die duiwel, daai een is van die duiwel, wat eerstens nonsens is, in elk geval, maar om so sniffelend, om te soek wat die negatiewe is, terwyl die joy van Christendom en die woord en Jesus, om Jesus te preek, verlore gegaan het in mense se lewens. Goed, so, wie van die het al onkruid in jou eie lewe gehad? So wie is mens? As jy nie nou jou hand opsteek nie, dan is jy met onkruid besig. So, so ons almal het van tyd tot tyd onkruid in ons lewens. En met ander woorde, die ander ou wat hier instap, en jy sien die onkruid in hom, of die splitter in sy oog, julle verstaan nou wat ek bedoel, geliefdes, ons is in proses. Amen, ons is in proses, en ja, ons stel goed op die proef, of teachings van die Here is of nie, maar ons is in proses, maar wie van die weet, die ou wat nog met dinge sukkel in sy lewe, met onkruid sukkel in sy lewe, as ons hom hier almal gaan toesak, en jou toestuur, het ons staan die gevaar groot, dis wat Jesus bedoel het, om dit wat God begin het in sy lewe, te aborteer. En hoe sad is dit nie, dat dit die tendens is, in kerke. So, en die boodskap vir die jaar was, dat ons vrystede, cities of refuge sal wees. Amen, wat ons naam in die hemele geskryf is, en nie op die stof van die grond. Wie van julle was 2 weke terug hierso? Okay, so ek vertrou julle verstaan dit. Nou goed, vandag se boodskap is, nuwe lewe, doetjie, ja, julle kan nou nie daar sien nie, so ek wil nou so maak, ek gaan nou, nuwe lewe, doetjie, nuwe onskuld. Goed, so julle moet nou maar mooi luister vandag, maar dit gaan dalk nou vra, ek gaan so hier en daar van julle vra om vir my net 'n boodskap te lees, maar kom ons almal, ek het eendag, toe het ons 'n troue, en ek sê vir die ou, okay, neem jy jou vrou, jy moet nou vir jou vrou sê, jy neem haar as jou vrou. Staan hy my so en kyk, ek wil nou nie lelik wees, en ek sê nie vir hom, hoorie, ek sê net gou vir hom, jy trou nie met my nou nie, draai jou gesig na die vrou toe, jy sê vir haar, so, en dan wil ek sê, so, ek wil hê, julle moet almal, want julle het mos almal julle Bybels hier, né? Of op jou foon, of hier, fisies, so blaai gou almal saam met my na Genesis 3. Nou as jy wonder waar is, Genesis is redelik vroeg in die Bybel, begin voor in die Bybel, dan sal jy gou by Genesis uitkom. Goed, maar net ter inleiding wil ek net weer sê, wat ons die afgelope paar weke net wat ek net ophamer, onthou Klaagliedere 3, en die Here het so by herhaling dit in ons harte gepraat die afgelope tyd, dat
hy sê daar, so your mercies are new every mooi, Marlie, sy praat so saam, every morning, goed, so, your mercies are new every morning, goed, en dis 'n nuwe jaar, en dit beteken nie sy genade hou op nie, dit beteken net ons beleef hom vars, amen, dis 'n geleentheid, is 'n geleentheid vir ons om te sê, luister, ek glo dit wat die Here sê, elke belofte van God is ja en amen vir die wat dit glo. En wat ek weer eens net wil 'n beginsel neerlê, jare terug vra ek eendag vir die Here, hoekom u woord sê elke belofte, en sê gou vir my, het God opgehou werk? Het ons laasweek nie 'n ding geslag, wat teachers, waar dwalinge rond te gaan om te sê, God ceased, en God werk nou nie meer nie. Ek kan nie glo dat mense dit verkondig, maar in elk geval, wie van die glo, dat die woord sê, God is die God van Abraham, Isak en Jakob, en hy sê, hy is ook die God van vandag. Hy sê, hy was gister, vandag, en tot altyd dieselfde God. God het nie opgehou werk nie, so sy beloftes vir ons het nie opgehou nie, maar ek vra toe vir die Here, hoekom gebeur dit, dat as die woord dan sê, elke belofte is ja en amen, hoekom sien ek net sekere beloftes werk in my lewe? En ek onthou daai dag, toe die Here toe dit net vir my soos 'n wow moment was, dit wat vir jou werk, is dit wat jy eienaarskap van geneem het. Alles is beskikbaar. Alles is vir ons beskikbaar. Maar dit wat ek vir myself vat, julle ken mos die storie van die 5 voeltjies wat op die draad sit. Een besluit om te vlieg, hoeveel bly oor? 5. Hoekom bly daar 5 oor? Een het dan besluit om te vlieg. Hy het dit nog net besluit, hy het nog nie gedoen nie. Goed, en dit is die ding van die daders van die woord. Goed, so met ander woorde, as ons dan glo dat God se genade nuut is elke oggend, en elke draai van die jaar, sê ons, Here, dis 'n nuwe jaar, so, Numeri 17 vers 7 tot 8, nee, ek terg net, ek is so gewoond om altyd die agter te kyk, Numeri 17 vers 7 tot 8 sê, die staf, wat beteken jou roeping, jou gesag, dit wat God vir jou lewe beplan het, wat dood, 'n stok, 'n dooie stuk stok, toe hy in die ark gekom het, wat het gebeur met daai ark, daai stok? Hy het weer begin bot, wow, hy het weer begin bot in God se teenwoordigheid, en mag die staf, mag die roeping van God op jou lewe, wat vir jou voel, is dood, mag dit weer lewe, amen, mag daar weer lewe wees. Ouens, Jesaja 61 verwys na Jesus, en hy sê, this is the year of the favor of the Lord. This is the year of the vengeance of our God, die wraak van God, nie op jou nie, op die afgode, op die onkruid in jou lewe, op die gormanjore, die stoppels in ons lewens. Amen. Maar die jaar van die guns and the favor of our God. En as u dit vandag net kan sê, Here, maar ek wil dit so my eie maak vandag. Ek bid vandag, Here, dat ek hier sal uitstap en jy net sal sê, Here, wat beteken dit nie? Wow, dat u sê jy's onskuldig. Dankie vir die kruis. Dankie vir dit wat ons gesing het vanoggend. Amen. Nou ouens, u almal glo ek is nou by Genesis 3. Nou, is hier iemand met 'n Amplified Bybel? OK. Nou, wie van julle weet waaroor gaan Genesis 3? Ek het gevra dat julle almal gou daai blaai, maar ons gaan nie dit lees nou nie. Nee, ek joke net, maar waaroor gaan Genesis 3? Goed, knip gou jouself so, dan ons gesels ons lekker saam. Die appeltjie, goed. OK, goed, so met ander woorde, dis die appeltjie hoofstuk, met ander woorde die sondeval. Maar ouens, die sondeval het gebeur, maar luister mooi, die hoofstuk gaan nie so seer oor die sondeval nie. Wow, dit gaan oor die kruis. Want ek gaan nou nie daarop hamer nie, maar hulle het gesondig en toe het hulle vir hulle self, hulle het gesien hulle is naak en toe het hulle vir hulle self druksvyblare gemaak. Vyeblare. Ja, so, hier vang hy nou.
Goed, dit vat ook 'n rukkie, maar in elk geval, maar nou is julle saam. Goed, hulle het vir hulle vyeblare gemaak en God het die vyeblaar plan is gelyk aan die plan van die mens. Wat het ons gesê? Wat sê ons ander altyd? Die national anthem in die hel 1 2 3 is I did it my way. Die national anthem in die hemel is 1 2 3 Amazing Grace. Amen. God 1 2 3 sê dit met jou hele hart asof jy dit bedoel. So ons nou laasweek gesê, hoekom sê ek ons dinge laat jou eie oor dit hoor? Want jou eie oor, as jy jou eie woorde hoor, glo ek dat is dit die oortuigendste. Sê dit gou dat jou hart dit hoor. God verwerp die plan van die mens. 1 2 3 God verwerp die plan van die mens. Of kom ons maak dit meer verstaanbaar. God verwerp die vyeblaar plan. 1 2 3 Yes, maar julle klink slim. Julle verstaan wat dit beteken. Hulle het vir hulle self 'n reddingsplan probeer werk en toe slag God 'n lam, wow, in die tuin van Eden. Dit staan daar. En hy maak vir die mens rokke van vel. Die Nuwe Testament, wie is die velrok van God? Of ek met die fans, ek hoor julle nie. Wie is die, nie wat nie, wie is die velrok van God? Ons is in Christus, ons is bekleed met Christus. As God na jou kyk, sien hy nie jou eie skaamte nie, hy sien Christus. Amen. Halleluja. Dankie. Goed. So, nou Genesis 3 gaan oor die sondeval. OK. Maar die kruis, en onthou ouens, luister net mooi. 1 2 3 God was nie ontkant gevang toe die mens gesondig het nie. Het u geweet dat die woord leer vir ons, en onder andere in Openbaring 13 vers 8 sê, He, Jesus, was slain before the foundations of the world. Die kruis was alreeds daar voor die grondlegging van die aarde. Dit het net fisies 2000 jaar terug gebeur. So voor die sondeval het God die kruis klaar gereed gehad. Amen, God was nie ontkant gevang nie. Halleluja vir dit. Amen, so die kruis is die kruks van die woord. Paulus sou moes nie verniet gesê, deur die eeue heen is Christus die kruis, die sentraal van ons prediking nie. Goed, maar nou in elk geval, so nou gebeur Genesis 3, die sondeval. Maar my tema is nuwe jaar, nuwe wat? Onskuld. Nou gaan nou een versie terug, maar kyk nou in jou Bybel. Gaan nou kyk nou daar. Hoor nou net mooi wat ek sê. Kyk nou in jou Bybel. sien Genesis 3. sien julle dit daar? Julle moet afkyk in julle Bybels nou. Af in jou Bybel. Goed, want ek wil nou vir jou tong uitsteek en ek wil nie met dit vir my sien as ek dit doen nie. Nou gaan almal opkyk. So in elk geval. Nou hy sê daar van die sondeval, nou vat jou oog en gaan een versie terug na Genesis 2 vers 25, die laaste vers. Ek lees in die ou vertaling sê hy, en hulle, Adam en Eva, was albei naak. Die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Dis die mooiste woorde in hierdie hele gedeelte van die skepping. Wie van julle ken die woord uitdrukking wat sê, ek dink T.D. Jakes het eendag lang jare terug 'n boodskap gebring en gesê, naked and unashamed. Wow, naked and unashamed. Nou, William, wil jy nie gou dit vir ons nie amplified lees? Nou, het jy hom... And the man and his wife were both naked and were not ashamed or embarrassed. In each other presence, sê daar so. Oor is die Passion vertaling sê, in each other's presence, they were not embarrassed. Sjoe. Met ander woorde, ouens, luister gou mooi. Wil jy saamstem met my, dit wil vir my hier lyk, soos wat ek uit die woord uit lees, dat hierdie unashamedness, hierdie onembarrassed gevoel, hierdie onskuld, ek ken dit nie, wat is onskuld?
Ag, wat is skuldig? Kan jy dit op jou brood smeer? Wat is dit? Ek weet nie wat dit is nie. Dit is hoe Adam en Eva gevoel het. Hulle het nie geweet wat's onskuld nie, maar dit was so en so. Stem jy saam? Hulle het onskuldig, they were not embarrassed before God, and they were not embarrassed before each other. Hulle het nie onskuld geken nie. Die King James vertaling sê, they knew no shame. Sê gou saam met my, 1, 2, 3. They knew no shame. Weer 'n keer. They knew no shame. 1, 2, 3. Kom ons maak 'n liedjie daarvan. Daar sit hy vir ons in. They knew no shame. Geliefdes, ek eindig gou vandag se boodskap al klaar en sê, dis waarvoor Jesus gekom het. Hy het gekom om ons onskuld te herstel. Wat sê Paulus in Romeine 16? Wie van julle onthou die ou liedjie? Romans 16:19 says, Romans 16:9, ken julle hom? Be innocent of evil, be excellent in what is good. En hy sê net, be innocent. Wees vernuwe. Wees die gevolg van die kruis. Wees wat Christus vir jou gedoen het. Be, beteken nie become nie. Be yourself. Be the true you. Be innocent. En geliefdes, dit het nou niks met nieuwheids te doen nie. Dit is die gevolg van die kruis. Jesus het gekom om jou onskuld te herstel soos wat dit was voor die sondeval. Die mens het nie skuldgevoelens geken nie. Dit was 'n emosie wat hulle nie geken het nie. Nou ouens, ek wil nou nie te close begin praat nie, maar ek dink, nou wonder julle met wie wil ek nou ploeg vandag? Kom ek praat maar met myself. Wie van julle het al skaam gekry oor iets in jou lewe? Julle hoef nie nou julle hande op te steek nie, maar ja. Maar in elk geval, nou ouens, ons is die afgelope tyd besig, en ek het nou laasweek gepraat oor onskuld en die feit dat daar strikke is, dat daar goed is wat soos 'n luislang jou wil verstik en die lewe uit jou uit wil verstik en begin praat oor die schemes van die vyand. Nou een scheme, ouens, die schemes, maar kom ons kyk vandag, dan dis nou ja reg teen Paulus, jy hamer altyd daar op Paulus sê, staan teen die schemes van die duiwel, ons is met sy planne nie onbekend nie, ensovoorts. Maar wat is die eerste scheme ooit? En ek bid nou ouens, wie van julle wil nou mooi luister vandag? Ek kan dit nou nie bekostig om al die fans af te sit nie, maar ek wens ek kon, maar dit gaan nie wys wees nie. Maar ek wil hê julle moet vandag alles kan neersit en luister wat ek vandag vir julle sê, want ons gaan terug, ons pause vandag en ons gaan terug na die begin toe. Wat was die eerste scheme wat die duiwel gehad het, toe hierdie mooi wese, naamlik Adam en Eva, onthou Jesaja 6, die engele het na hierdie wese gekyk en na God gekyk en gesê, heilig, heilig, heilig. Die aarde is vol van sy heerlikheid, naamlik die mens. Psalm 16 verwys hy na die mens en hy sê hier is die heerlikheid van God, the full glory of God, die mens. En as daar een scheme is, as daar een ding is, onthou die skrif sê, they knew no shame, they were not embarrassed, om 'n ganse generasie uit te wis. Om 'n ganse generasie wat na die beeld en die gelykenis van God is, naamlik onskuldig, not embarrassed, geliefdes. Ek val myself nou gruesomely in die rede. Ek het eendag, toe kyk ek na die woord, waar God met Adam en Eva in die aandwyntjie gewandel het. Daai woordjie wandel beteken, onthou ons Afrikaans en Engels is baie beperk, daai woordjie wandel beteken nie taking a walk nie, dit beteken om saam met iemand te loop. Die woord leer nie vir ons hoe lang tyd verloop het nie, maar God was gewoond, en Adam en Eva was gewoond om in die aande met God te loop.
En dan het God met hulle geloop en met hulle gesels en vir hulle dinge oopgebreek en sê, onthou, doen dit, en dit is hoe die medisyne werk, dit is hoe dit werk, julle moet die aarde govern, so dit is hoe dit werk, en hy het vir hulle geleer, en hy het hulle per mond, het hy met hulle geloop en met hulle geleer, en hulle het elke dag, hulle was skaal gewees, maar elke dag het hulle met God gepraat. Nou om dit te stop, om 'n generasie uit te wis, wat soos God na sy beeld is en sy gelyken is, moet die vyand, hoor nou gemooi, ons sal later dit die slides opsit, maar hoor nou mooi ouens, moet die vyand hierdie generasie, naamlik die mens, naamlik Adam en Eva, laat val in iets wat hulle nie ken nie, naamlik skuldgevoel, naamlik ontbloot, exposure, en tweedens in iets wat hulle nie ken nie, en tweedens in iets wat hulle nie weet hoe om dit te handle nie, hoe om te reageer nie. Adam en Eva het nie geweet hoe om te reageer met hierdie emosie wat hulle beleef, naamlik hulle is skuldig. Dis iets wat hulle nog nooit geken het nie, hulle was afgesny, onthou geliefdes, die 3 intense battles wat Jesus aan die kruis gehad het, naamlik nommer 1 die verwerping van mense, die shame, die feit dat hy naak aan 'n kruis gehang het, en 'n bespotting en mense hulle aangesig weggedraai het van hom, dat mense, die, soos ek laasweek gesê het, ag shame gesê het, hom geshame het. Tweedens, dat Jesus die fisiese straf van die pyn, laat, ek meen, iets ek al baie preke of iets gehoor oor hoe gruesome die proses van die kruis fisies was, maar nie een van dit was so erg. Hoekom Jesus gesê het, Here, as daar enige ander manier is, nogtans nie my wil nie, maar u wil nie, ag u wil, hoekom was dit vir Jesus so intens, die sware stryd in Getsemane, om van die Vader afgesny te wees, om die skuld van die mens, om die gevoel, die emosie van my pa, my Vader, ek is embarrassed voor u, die sonde, die emosie van die mensdom het op Jesus gekom, daai shame van Adam en Eva het op Jesus gekom, dit was die ergste wat Jesus gefeis het. Nou ouens, so ek kom terug en sê, die skema van die vyand is, om die mens te laat beklee met 'n emosie wat hy nie geken het nie, naamlik embarrassment. Kan jy sien hoekom ons as mens so verval het? Want dit is vir ons 'n algemene ding. Ons het net geleer om te adapt by hierdie emosie. Ek het dit al by herhaling vertel van in een of ander oorlog, het hulle in die Eerste of Tweede Wêreldoorlog het hulle in Wallis, vertel hulle daai jare, die werkersklas uit die mynery uitgehaal om te gaan veg. En hulle het die kinders in die myne gelaat werk onder die grond, maar in so 'n mate het hulle nie eens bo in die grond gebring nie, hulle het hulle ondergrond gehou en hulle het vir hulle kos gegee en alles. En toe alles verby is, en toe hierdie kinders skielik uit die donge, daaronder uit die skagte uitgekom het, het hulle dagblind geraak vanweë die lig. Hoekom was dit so? Want hulle oë het geadapt, het aangepas by die donkerheid, en die donkerte het vir hulle die normale geraak. En dis hoe die mensdom vandag is. Die duisternis is die normal. Dis hoekom die volk nie Moses gesê het, wow, sit 'n sluier voor jou oë, en hy het dit nie agtergekom nie, he beheld the goodness and the light of God. Hy was so vol van die heerlikheid van God, hy het nie geweet, hy's vol van die heerlikheid van God nie. Maar dis die emosie van die mens het gewoond geraak aan die emosie van embarrassment. Dit is nie meer vir die mens vreemd nie, maar dit was vir Adam en Eva vreemd gewees. Is jy nog by my? Goed. Nou ouens, kom ek skok jy vandag net met 'n paar beginsels. Nou is jy gereed. Die mens reageer, wat het gebeur toe die mens agterkom hulle is naak? Logies, dit staan daar. Ons het nou gesê, hulle maak 'n plan. Hulle maak 'n plan. Goed. Maar dit was nie 'n goeie plan wat hulle gemaak het nie. Ek weet die ou mense het mens gesê as jy in die moeilikheid is, maar hulle het nie moeilikheid, hulle het so kort woordjie gesê.
Julle kan nou dink wat daai, as jy in die moeilikheid is, maak 'n plan, moet net nie 'n moeilike plan maak nie. Goed, maar hulle maak toe 'n moeilike plan. Goed, en dit is om hulle self te cover. Wat is dit om myself te cover? Dit beteken 'n wit lintjie, dit beteken straightforward. Enige iets om myself te cover. Ouens, en wie van u weet, God ken dit in elk geval. Dankie, ons het dit vanoggend gesing, you know the depths of my heart, and you love me the same. Amen. Nou ouens, hoor nou mooi, is jy gereed? Die oomblik, toe die mens sy oë van God afhaal, kom ons blaai gou vinnig, ek wil hê julle moet saam met my blaai, Romeine 1, dan hou jy net gou daar vas, in Romeine 1. Nou onthou, Romeine 1 is 'n heavy hoofstuk, julle moet dit maar op julle eie loop lees, want hy praat rowwe dinge daarso, maar in elk geval, die oomblik toe hulle oë van God afhaal, hoor nou mooi wat gebeur, wat is die skiem van die vyand? Die skiem van die vyand was, hy damp die mens net met 'n emosie van iets wat hy nie ken nie. Sy plan was nie so seer embarrassment nie, wat was sy plan? Om hulle oë van God af te haal en na hulle self te kyk. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. Amen. So al wat die vyand wil doen is, hy wil dit net jou oë van God afkry, want hoekom ouens, hoor nou mooi na hierdie rowwe gevolge. Die oomblik as hy die mens se oë van God afhaal en God word vervang met die vermoë of die sukses van myself. Ek het dit reg gekry. Ek het dit reg gekry. Ouens, ek het eendag hier by die skool geopen. Toe sê ek, en ek onthou dit was, ek het baie gevoel op my hart om die dag daaroor te bedien. Die gevaarlikste ding met enige mens se lewe is nie om te steel nie, of om iets te doen nie, maar is om weg te kom daarmee. Ek sê weer, die gevaarlikste ding wat ooit in jou lewe kan gebeur, is dat jy wegkom, dat jy iets opcover en wegkom daarmee. Want wie van u weet, as ek dit een keer reg gekry het, raak dit al hoe makliker om dit nog 'n keer reg te kry, en dit word die norm. En wat leer die eeuoue lering ons? Give a man enough rope, and he will hang himself. Goed, so, nou ouens, so wat doen die vyand? Hy kry dit reg om die mens se fokus van God af te haal, en dat hy word bewus van sy eie sukses, en hy sien, onthou vir daai oomblik het hulle goed gevoel. Hulle het goed gevoel met die vyeblare om hulle, want hulle was in aanhalingstekens gecover. Geliefdes, hoekom het Adam en Eva naak gevoel in daai oomblik? Straightforward, in Engels sê dit so mooi, hy sê, they have lost their glory. Hulle het hulle heerlikheid, hulle eer en hulle heerlikheid verloor. Onthou geliefdes, en ek het dit in die verlede al gesê, en is 'n gruesome topic wat ek nie nou te veel op wil hamer nie. Maar dink net aan die emosie wat Adam en Eva daar beleef het. Wie van u weet, die emosie wat hulle daar beleef het, was dieselfde, net 1000 maal meer intens as die emosie wat 'n jong meisie of 'n vrou beleef wanneer sy verkragt is. Daai ontering, betreding, daai my lewe is verby. Wie van julle het al gehoor van 'n meisie wat sy kan gaan en sy kan allerhande goedes hoor, maar sy's bly in die stort en sy was haarself en sy bly self want sy voel 'n emosie van veiligheid. Nou ouens, net daai kort short-term solution wat hierdie Adam en Eva beleef het om vir 'n kort tydjie die vyeblare te hê. Hoor nou mooi, wat doen dit eintlik? Die oomblik wanneer dit gebeur, Romeine 1 leer dit vir ons. Want wat gebeur is, wat ek nou nie gesê het nie, is die oë word van God afgehaal en dit skakel God uit die prentjie uit. Want vir 'n oomblik haal ek my oë van God af en ek kyk na my eie sukses
Of ek dit wil erken of nie, ek voel daai short-term goeie voel. En wat gebeur, hoor nou mooi, is God word gelykgestel aan die vermoë van die mens. God word gelykgestel aan die vermoë van die mens. Duisende jare later in die Nuwe Testament kom Paulus, en hy praat steeds van die vervallendheid van die mens, die ontug van die mens, en hy praat hier, die eerste deel van Romeine 1 is 'n stunning gedeelte, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want as die krag van God tot redding, en skielik hier van vers 18 af, begin hy oor die verdorwenheid van die ou Adamiese natuur en die sondige natuur te praat. En geliefdes, hy praat daar van al hoe meer van hoe, ek meen, ontug, onreinheid en allerhande goed is, julle kan dit self loop lees daar. Maar vers 18 sê, hoor nou mooi, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid. Nou hoor nou mooi, wat is die source, wat is die crux, wat is die pinnacle emosie, hoekom die goed gebeur? Hy sê van die ongeregtigheid, hy sê ongeregtigheid van die mense, hoekom? Hy sê wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En dan praat hy, dis waar mans met mans en vrouens met vrouens en ensovoorts vandaan kom, nou begin hy daar te praat. Maar hy sê, al wat gebeur is, die oë is van God afgehaal, want hoor nou mooi, vers 23 sê, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van die verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere ensovoorts. En dis wat die afgode was in die Ou Testament. Maar ouens, wat sê dit hier vir ons stryd in Afrikaans? Nommer 1, die waarheid, die oomblik as die mens dit reg kry om los te kom en nie uitgevang te word weens die feit dat hy iets gecover het. Nommer 1 is die waarheid word onderdruk en nommer 2, God, die skepper, dis wat dit daar staan, word gelykgestel aan die skepsel of die vermoë van die skepsel. En dis wat al wat Adam die slang wou gehad het, is dat hy vir 'n oomblik die oë van God afhaal en jou sukses aan jou wil uitwys. Nou ons weet dis waar New Age vandaan kom. Ons weet dis waar 666. Die 6 die getal van die mens en 666 wat beteken die vergoding van die mens. So die sukses van die mens daar in die boek Openbaring is 'n brief. En hy sê dat ek haat die werke van die Nikolaïte. Wie van julle het dit al gelees? Nou wie was die Nikolaïte? Die Nike of Nikos beteken sukses. Laos beteken die mens. Dit bedui op die sukses. Die Nikolaïte beteken die sukses van die mens, die prestasie van die mens. Dis 'n lering wat sê I did it my way. God haat dit. Want dit maak die skepper en die skepsel gelyk aan mekaar. Nou hoor nou hier mooi, ek sê hierso, die gevolg is God en die mens is gelyk. God en die mens is gelyk. So die groot ding van die emosie wat hy beleef het, was net 'n skema om die mens se fokus daarop te kry en sê, al wat jy moet doen is, maak 'n covering, dan is jy happy, dan is jy deur, dan is jou kop deur. Geliefdes, met ander woorde, wat is dit, wat gebeur het in vandag se lewe? So word die mens, omdat die mens besef het nie, onthou ons het ander dag gedeel oor Hebreërs 11 vers 6 sê, 2 dinge, glo in God en glo God. Baie mense glo in God, stem nie saam, daar's nie baie mense glo in God, maar baie min mense glo God. Glo dat God nog wonders doen, laat God nog almagtig is. En God word in die boks van die mens geplaas. God word in die kategorie van die mens geplaas. En al daai goedes is nommer 1, die boom van kennis, van goed en kwaad. En die gevolg is altyd dood. Geliefdes,
Daar's altyd in ons wandel met God, in ons, wat ons die Here voor vertrou, is daar alles iets wat ons kan doen. Maar daar's altyd 'n gap waar net God kan doen, voor die wonderwerk kom. Kan ek dit weer sê? Hierso is nou 'n gap, as ek dit so kan sê. Hierso is my, dit wat ek suppose is om te doen. Hierso is die wonder, is die getuienis, maar daar sal altyd in ons Christus lewe, sal daar altyd 'n gap wees wat net God alleen kan vul. As dit nie so is nie, het ons rede om te roem. En as ons rede het om te roem, het ons moeilikheid. Amen. Nou, ek gaan dit kort knip vandag. Maar kom ons kyk net na 'n voorbeeld. Ek het 3 hierso, maar kom ek gee nou maar net een voorbeeld vandag. Moses. Wie wil gou vir my blaai Exodus 1 vers 14. Rian, lees my. Exodus 1 vers 14. Nou, ons het ander dag gesê, en ek gaan dit nou weer sê, ek wil net gou water drink, want Pieter sit so lekker en hy dink tee en ek moet water drink. Goed. Moses, kyk gou vir my. 3. Moses het 3 fases van sy lewe gehad. 40. Hoe oud was Moses toe hy dood is? As ons op skool geleer het, die skrif sê dat hy was 120 jaar. Hy het 3 fases in sy lewe gehad. 40 jaar oud van wat hy gebore is tot hy uit Farao se huis het was, 40 jaar in die woestyn en 40 jaar wat hy die volk uitgelei het. Goed, dit was die 3 fases van Moses se lewe. Nou, Moses 1, of Moses se lewe nommer 1, en dit is simboliek van ons eie lewe, was Moses the somebody. Toe word dit Moses the nobody, maar nog steeds is hy nie bruikbaar vir God nie. Eers when he became Moses the servant, die laaste fase, toe eers kon God hom gebruik. Nou, Moses is 40 jaar in Egipte en hy word in die huis van Farao se wetenskap. Moses was, die skrif leer vir ons in Handelinge 7 dat hy was slim, hy was belese geweest. Onthou die Egiptenare van daai tyd hulle was aan die spits van tegnologie geweest. Goed, en Moses was geleer, die skrif sê hy het opgegroei in die geleerdheid in die paleis van Farao. En toe wat gebeur is, toe slaan hy, help my, wat doen hy? Hy slaan hy Egiptenaar dood. En die volgende dag, toe sien hy 2 van sy eie manne beklei, en hy, vredelievende ek is hierdie vredelievende mens, en hoor nou gou mooi, wat sê die ou vir Moses, in Exodus 1 vers 14. Die Egiptenare het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klein bakstene. Ja. Vers 12. Ja. Ek dink is vers 12. Nadat Moses rondgekyk het en niemand gewaar het nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom onder die sand toegekrap. So, hy was nie net slim nie, hy was sterk op. Ja. Vers 14. Wie het jou aangestel as baas en regter oor ons? Vra die ander. Wil jy my miskien ook doodslaan, soos jy die Egiptenaar doodgeslaan het? Ouens, wat Moses slaan 'n Egiptenaar dood. Volgende dag, maar die skrif sê hy het hierheen gekyk en daarin gekyk. Het u geweet, daai jare, wie van u weet, hier gaan nou 'n paar wees wat sê, wow, dit was paar duisend, as ek reg is, so rolweg 4000 jaar plus terug. Maar wie van u weet, daai tyd al het hulle surveillance-kameras gehad. Dit staan daar, want daai ou, dit staan nie so, maar ek moes nou logika, die volgende dag, toe beklei die 2 ouens, en Moses wil hulle uitmekaar uitmaak, en die ou sê vir hom, onthou Moses het die kant toe gekyk en daai kant toe gekyk, wat beteken daar was niemand wat hom gesien het en toe slaan hy. Goed, maar iemand het hom tog gesien. Wie van die weet, daar's altyd iemand wat tog maar weet van jou foute. Ek weet nie hoe nie,
maar dit gebeur. En dit was, geliefdes, maar al wat ek wil sê is, dit was genoeg vir Moses om te vlug. Dit was genoeg, dit was net een woordjie van iemand, dit was net een woordjie van embarrassment, dit was net 'n exposure, dit was net een woordjie wat iemand vir hom gesê het, jy is uitgevang. Geliefdes, ek sit eendag, in 2009 sit ek in by 'n konferensie in Kaapstad waar Floyd McClung bedien, en ons deel op in groepe en ons deel, en daar sit 'n ou in die groep waar ek gesit het, wat 'n ding gesê het, wat my getref het net. Hy sê, hy was in die tronk, vroeër tyd, hy het 6 maande uitgedien, ek weet nou nie wat nie, maar toe kom hy uit, die tronk uit, en weet jy wat sê hy, toe begin sy moeilikheid. Hy moes bediening en genesing gekry, dit my so getref. Hy sê, want elke keer as hy oor die straat loop en 'n hoeter blaas, dan skrik hy. Dan besef hy, dis dalk die... Hy sê, daai dag, toe hy uitgevange is en die polisie hom gearresteer het, daai slag, daai hou wat het geslaan het in sy menswees. Hy sê, toe hy in die tronk was, toe was dit nie so erg nie, want toe dien hy sy straf uit. Hy het gedink, kan ek weer sê, hy het gedink, as hy uit die tronk uitkom, dan is dit verby. Toe begin die emosie eers. En hy moes gesond geword het van die emosie van ek is uitgevang. Want hy sê gereeld het hy heeltyd vir sy wickets gekyk, as 'n hoeter blaas of enige iets. Nou, dit is wat die emosie wat Moses beleef het, die oomblik, en dit maak dat hy sy somebodyness, hierdie geleerdheid, hierdie groot vermoë wat hy het, hierdie giftings wat hy gehad het, alles net so geabandon het en woestyn toe gevlug het. Het dit hom gehelp? Het dit hom meer bruikbaar vir God gemaak? Nou hy was dan so nederig in aanhalingstekens, hy was dan nou hierdie ou wat niemand iets, hy loop agter jou skapies aan. Kyk hoe sagmoedig is ek. Dit het hom nie meer bruikbaar vir God gemaak nie. Inteendeel, het u geweet wat ek al hoeveel keer gesê het, die profesie was dat die Israel 400 jaar sou lei in Egipte. Het hulle 400 jaar gelei? Nee. Die skrif sê, hulle het 430 jaar gelei, want vir daai periode het dit oorgegaan in die tyd. Hoe lank? Hoekom? Vir so lank as wat Moses gebattle het, Moses die man wat God gekies het, vir hierdie taak om Israel te bevry, hy self sit met shame, hy self sit met 'n emosie wat wat maak dat hy onbruikbaar is vir God, en God kan hom nie gebruik nie. En met ander woorde, ek het hier uitgeskryf in plain Afrikaans, al is hy geroep, is hy uitraad uit. Nou wie van julle weet, as jy 'n kar bestuur, en jy kan ref, maar as daai kar uitraad uit is, gaan hy nêrens heen nie. En dis al wat die vyand gebruik. Hy het net een woord van 'n medebroer gebruik, om vir Moses uitraad uit te haal. En vir al daai jare, was Moses nie bruikbaar vir God nie. Sê gou saam met my, sies Moses, hoe kan jy dit, jy was allemaal lekker dom, ne? Kyk ons so 'n bietjie in 'n speel vandag. Geliefdes, die volgende voorbeeld, Elia is, een oomblik is hy oorweldig, 1 Konings 18, is hy oorweldig deur God se heerlikheid, en hy slag die Baal-profete, en vuur kom uit die hemel uit, ensovoorts. Die volgende dag, Jezebel gee net een woordjie, en het kom onder sy vel in, en hy hardloop weg. Ek het hier geskryf, een oomblik is hy, gister is hy oorweldig en bruikbaar vir God, vandag vrees hy. From hero to zero. Dieselfde ou, net een dag, net een woordjie, wat iemand net sê, en het shame hom. En Jona, maar oké, kom ons, en jy nou gesê, ek beloof ek gaan te kort knip, maar geliefdes, hoor gemooi, by al die manne van God, in die Ou Testament, Nuwe Testament en in die moderne lewe, wat geshame is deur jou lewe, was God getrou om ons weer terug te bring.
Amen, want God bly getrou. Doetjie, maar, kan ek dit weer sê? By al, geliefdes, luister gou mooi, by al die manne van God, wat in shame geval het, en die vyand het reg gekry het om hulle te ontmoedig, en weg te bring van God, se calling van hulle lewens, onthou die staf wat dood was, by almal was God getrou om hulle weer te herstel. Maar, nou Etienne, wat is daai maar? Daar is 'n kondisie. Hulle almal moes gedeel het met shame. Moses kon nie teruggaan Egipte toe voor die braambos belewenis in sy lewe nie. Terwyl hy nog voor die braambos belewenis in sy lewe, het hy maar net gewander. En jy kan, geliefdes, daar moet 'n tyd in jou lewe kom. Die van u wat, ek meen 'n atleet sal weet. Ek het nie besef het rym nie. 'n Atleet sal weet. Jy kan nie jou optimum gebruik as jy 'n besering het nie. Dis redelik straightforward. En mense wat houe in jou lewe optel, wat beserings optel in jou lewe deur 'n shame ervaring in jou lewe, weet hoe om dit op te cover deur die vye blare. Weet om te cover up met die shame emosie wat ek beleef het. En weet jy wat? Die mens is vrek goed om dit reg te kry. Amen. Die mens, ons is eintlik, ons is nie verniet sulke slim wesens nie. Maar geliefdes, wie van julle weet wat beteken wat is die Griekse woord? En nou kom dit bietjie tawwe ene. Jesus praat met die fariseërs en hy sê vir hulle hierdie woorde, julle geveinstes. Nou wie van julle weet wat is die Griekse woord vir daai woordjie geveins? Help my gou. Hippokrites. Wat? Jy kan sê. Ja, ja. Geliefdes, die Griekse woord vir die woord geveins is die woord Hippokrites. Nou straightforward, wat hoor jy sommer dadelik? Hypocrite. En is maklik om te sê, ja, skynheilig, dis die Afrikaanse woord vir hypocrite, maar dit is die Afrikaanse woord, of die eintlike woord vir 'n Hippokrites is nie soseer net skynheilig nie, dit is die geskok vir die regte betekenis vir 'n geveinste of 'n Hippokrites is toneelspeler, akteur. Dis die regte, die eintlike woord vir die woord geveinstes. En as ons dit besef, kan jy maar gaan uit daai begrip gaan lees weer wat Jesus vir die fariseërs gesê het. Dan sal jy meer verstaan hoekom wat Jesus gesê het, julle is so gewoond om 'n ding te leef, met ander woorde hy sê, julle leef in 'n leuen asof die leuen die waarheid is. Wat Paulus sê, julle onderdruk die waarheid en die leuen word die norm. En die norm maak later dat die skepper gelykstaande is aan die skepsel. En dis hoekom dit vir die mens nie meer moontlik is om te dink dat God nog steeds kan wonders doen nie. En dit baie moeilik is vandag vir die mensdom om te kan sê, ek glo God. Ek glo steeds dat God wonders doen. Ek glo steeds dat God die God is wat vandag nog net soveel God is. Hy het nie verander nie. Amen. Almal weet dat Jesus het nie verander nie, maar daar was een plek waar Jesus nie wonderwerke kon doen nie. Waar? In Nasaret. Sy eie mense weens hulle ongeloof. So die mens se ongeloof het gemaak dat Jesus, wat nog steeds God is, alles is beskikbaar, maar hulle kon dit nie grasp nie. Want hulle oë was op Jesus se menslikheid en nie op sy godheid nie. Wow, goed.
Nou kom ons sluit af. Kom ons blaai. Blaai nou lekker saam vandag. Johannes, ons sluit af, die laaste skrif nou. Johannes 17. Nou geliefdes, as julle wil kan jy ons nou vra, maar moet nog nie nou vra nie. Goed. Johannes, die boek Johannes is die groot woord daarvoor, hy is nie 'n sinoptiese evangelie nie, maar straightforward, Jesus staan en hy's in 'n gesprek van hoofstuk 13 af, eintlik van hoofstuk 12 af tot by hoofstuk 17, hoofstuk 16. En toe in hoofstuk, toe hy die laaste bevele en laaste inspraak vir sy disippels gegee. Toe kom die geweldige groot hoofstuk 17, wat ons nou gaan verduidelik, en van hoofstuk 18 af begin die Via Dolorosa, die lydingsproses, tot by die kruis en die opstanding van die Here Jesus. Maar die hoofstuk 17, onthou hoofstuk 16 is klaar, sy laaste woorde is, hoofstuk 16 vers 33, die laaste woorde van die Here Jesus is, in hierdie wêreld sal julle baie moeilikhede hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Stap hy oor, en hy gaan voor God. En dit word genoem sy hoë priesterlike gebed vir ons. So sy laaste aardse gebed, wat hy bid vir die mensdom, en dit is hoofstuk 17. Nou dit is 'n geweldige diep hoofstuk, wat ons baie kan leer uit die Here Jesus se gebed wat hy gedoen het, en hy sê, hy praat van, ek het die werk voltooi, ek het gedoen, eintlik sê, die Engels sê, mission accomplished. Julle ken daai uitdrukking, mission accomplished. Nou een van sy mission accomplished, wat hy gedoen het, is amazing, hoor gou hierso, vers 22, en wie van julle het die Engelse Bybel hierso, wat nou gou vir my die Engels gaan lees, okay, Mila, net voordat jy lees, die Afrikaans sê, en ek het hulle, daai hulle is ons, ek het hulle die heerlikheid gegee, wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Nou dis maklik om sê, okay, wat beteken dit? I have given to them the glory and the honor which you have given me, and that they may be one, just as we are one. Dankie. Ouens, is jy gereed vir die volgende boodskap? Hier kom nou 'n lange. Maar sit nou jou safety belt vas of los of iets, maar nou moet jy wragtig mooi luister. What did Adam lost when they sinned? The glory. Wie van die weet in Genesis 2 sê, toe God die aarde gemaak het, het hy alles met 'n woord gemaak, maar toe God die mens gemaak het, het hy sy hande gebruik, geformeer. Wie van die weet dat toe die skepping van die mens was gekleed met heerlikheid, die skrif sê, 'n wolk het die aarde oordek, wow, vers 6, toe God die mens gemaak het, en hier lê 'n kleipot, geliefdes, is amazing, dink net gou daaraan, hier lê hierdie stuk klei, uit die stof van die aarde, 'n dooie stuk klei, mooi gevorm in die vorm van 'n mens, Adam. God buig af, en hy blaas die asem van lewe, the kiss of life, die asem van lewe blaas God in Adam in. En toe hy in Adam inblaas, gaan Adam se oë oop, en wat was die eerste beeld wat Adam sien toe hy wakker, toe hy mens word? Wat het hy gesien? God. Hy het God gesien. Hy het God gesien, ouens, dit was die eerste wat hy gesien het, hy het God gesien. Toe begin hy met God te wandel. Hy was bekleed, Psalm 8, met eer en met heerlikheid. En hy het geheers oor die aarde. In so mate dat God gesê het, Adam, Genesis 2 vers 19, wat noem jy hierdie ding? Ek gee die aarde vir jou. Wat is die? Here, ek noem hierdie 'n kameeldoringbom. Okay, ek silence heaven, ek sê vir altyd sal die hemele, sal alles, ek eer jou. Ek het jou met eer en heerlikheid gekleed, dat jy die krag het om identiteit en naam te gee oor alles wat hier is.
En toe verloor die mens sy heerlikheid. En hy beklee homself met 'n tydelike heerlikheid. En Jesus kom aarde toe. En hy sê die volgende vir Lukas, nie vir Lukas nie, vir Saggeus. Hy sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red dit. Ja, dit is mense indirek, maar hy sê daai woordjie dit, want die King James sê dit direk, hy sê 'n dit. Nou 'n dit is in 'n neuter vorm in die Hebreëse teks, in die Arameese teks, wat beteken dit is nie noodwendig 'n hy of 'n sy nie, dit is iets. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red. In 'n ander weergawe in Matteus stuur hy hulle uit vir die evangelie en hy gesê ook die seun van die mens het gekom om te soek en te red hulle wat verlore is. Maar in Lukas sê hy vir Saggeus, hy sê die seun van die mens het gekom om te soek en te red dit wat verlore is. Wat is daai dit wat die mens verloor het? Sy heerlikheid, sy eer. En Jesus sluit sy aardse bediening af. Ouens, what amazing. En hy sê, Vader, the glory that you have given me, pos net gou daar, Here Jesus, Jesaja 42 vers 8, Jesaja 48 vers 11, en sê, I will share my glory with no other. I will share my glory with no other. Jesus, Father, the glory you have given me, I've given to them. I shared it with them. Pause. Wat sê u? You are not another. U is nie 'n dier of 'n afgod nie. You are bone of his bone. Jy's uit God uitgebore. Wedergeboorte beteken back to the original. Jy is onskuldig, geliefdes. Toe Jesus aan die kruis sê, it is finished, beteken, you are innocent. Hoe sal dit voel, geliefdes? Hoe sal dit voel? Hoe sal dit voel? Dink net vir 'n oomblik, ouens. Hoe sal dit voel om nooit om hier uit te stap en nooit ooit weer skuldig te voel of skaam te wees oor enigiets in my lewe nie? Kan jy doen daarmee? Maar het jy geweet, dit is haalbaar, want dit is reeds in Christus gedoen. Al wat die vyand doen is, hy bly vir ons sê, you are naked. Shame, shame. And God dealt with the shame. Want dis wat dit beteken, dis waarvoor Jesus gekom het. Dis wat hy sê, the glory you have given me, I have given to them. Dis waarvoor ek gekom het. Geliefdes, dis die eerste scheme, en het sal altyd die prime scheme van die vyand wees. Al die ander schemes is maar net aanhangsel A en B op die prime scheme van die vyand, to dump you with your shame. En geliefdes, dis waarvoor Jesus gekom het, om te soek en te red wat jy verloor het. Jou eer, jou glory. Ek wil hier sommer vir ons iets speel. Wie van u wil vandag sê, Etienne, ek hoor wat jy sê, maar shucks, ek sukkel, regtig. Ek sukkel met shame in my lewe. Dit is 'n besering in my lewe wat ek weet my nie optimaal kan laat leef nie. Kom ons bring dit voor die Here vandag. En ek wil sommer vrou Gert en Shirley, wil julle nie sommer net hier saam met my, ek weet nie of julle nou wat het besluit, as julle wil, maar ek sal dit baie hoog op prys stel as julle hier voorkom staan saam met ons. Want dit is in hulle harte om ook te bedien, die Here toe te laat, om mense te bedien, om vry te kom van die emosie van shame af. En ons wil net sommer net 'n gebed doen, as dit reg is nou uit die bloute dat hulle vooroggend nou kom, en ek waardeer dit, dankie Here. Maar ons wil graag sommer net, ek wil net hê, laat daar gebid word vir mense vandag, wat sê, ek kry net nie 'n deurbraak van die shame
wat in my lewe gehappen het nie. Maar kom ons bid sommer saam, ons maak ons oë toe. Is dit reg? Yes. Here, we invite you today. Ag Here, U is hier. Maar ons wil sê, ons wil graag hê hierdie oomblik net voor U bring. En wil U nie net vandag kom, Here, en mense hier laat uitstap, vry van skuld. Vry van skuld. En ja, kom ons bly op die topic, we will not be embarrassed. So moenie bang wees nie vir oggend. Daarom vra ek, laat ons nie nou rondkyk nie, maar is daar iemand vandag wat sê, ek sukkel regtig vandag. Wees vry om jou hand op te steek en ons wil graag vir jou bid. As jy sukkel met, dankie, is iemand, nog iemand, yes, is daar nog mense wat sê ek sukkel met 'n emosie van shame en embarrassment in my lewe. Julle kan maar die hande laat sak, is reg? Is daar nog iemand? Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Here Jesus. Here, kom bedien net mense se harte vandag. God wil hê, dis God se wil vir jou hart vandag, om hier uit te stap en nooit weer skaam te wees nie. And to rejoice. Halleluja. Halleluja. Hemelse Vader, dankie dat U die God van alle gode is. Dankie Jesus dat U die koning van alle konings is. Dankie Heilige Gees dat U hier teenwoordig is. Dat U op hierdie oomblik kom en net tot elkeen van ons spreek. Dankie Heilige Gees dat ons net kan terugleun teen U. Maak ons oë oop, maak ons geestes oë oop, dat ons onsself kan sien, soos wat U ons sien. Laat ons opnuut van nou af U waarheid ontdek, en laat U waarheid ons vry maak. Dankie vir U woord. Dankie vir U woord wat weer eens vir ons oop gegaan het. Laat dit vir ons lig bring en insig gee, waar ons onervare is. Dankie dat ons kan uitstap in 'n nuwe begin, in 'n nuwe lewe, in 'n nuwe aanskouing van wie ons is deur die bloed van Jesus. Ons eer U daarvoor. Vader, baie dankie vir 'n oggend soos hierdie. Dankie vir die vrymoedigheid wat U my gee om ook te kan deel die tyd in my lewe wat ek eer en heerlikheid verloor het as gevolg van waartoe ek my gewend het of wat ek gedoen het of nie gedoen het nie. U getrou was en goed was om dit te herstel. Dankie vir U liefde. Dankie vir die genade. Dankie vir wie U werklik vir elkeen van ons is. En Here, daarom waar ek kan getuig van die goedheid en die liefde in ons lewe, wil ek ook as daar enige iemand is wat hulp nodig het of wat net wil samenstem, uitnooi om van hierdie geleentheid gebruik te maak. As daar iets is in jou lewe wat skeiding gebring het tussen jou en Here, jou verhouding, maak nie saak wat nie, dat jy in hierdie oggend die geleentheid sal gebruik om dit reg te maak.
Dankie dat ons die Satan aangaande u woord kan bevel gee om ons uit te los, want in u het ons reeds oorwin. Dankie vir genesing, dankie vir heelheid, dankie vir vars nuwe asem, dankie dat ons skande en skaamte kan agterlaat en hier vanaf vorentoe uitstap met die wete dat ons in Christus u kind is, 'n verhouding het met ons Vader en dat niks ons ooit van u liefde en u teenwoordigheid in ons lewe kan skei nie. Ons eer u vir u goedheid in Jesus naam. Amen. Yes. Ek dank die Here vir sy genade. Amen. En een ding wat Gert nou net gebid het, genade gee ons die geleentheid om na God toe te vlug. Halleluja. En hy bid 'n ding, en toe hy dit bid, toe val dit net in my hart, dat dank die Here vir 'n geleentheid wat God gee om te sê, as daar iets is wat tussen jou en God skeiding gebring het, wat 'n geleentheid, hoe lekker is dit nie, om dit net te besef.